Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 16de Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê, verklaring van bates, nie almal gee gehoor nie. Nuushooftrekke vir vandag, nog 'n bilie van 'n diamant by Cullinan ontgin. Bate en inkomsteverklarings in die parlement, nie almal doen dit nie. DA het weer interne politiek teen mekaar. Mense verspreid baie oor die taalbeleid van 'n skool. Al-Attiyah weer op koers om Dakar te wen. Vingegaard neem deel aan die Giro d'Italia. Daar is 24 werknemers van die presidentsie wat glo om onverklaarbare inkomste sowel as verskeilde bates het. Mzamo Buthelezi het bevestig dat sy departement leefstyl-audits op verskeie werknemers in die staatsdiens doen om deursigtigheid te bevorder. Teen September 2025 het die departement van staatsdiens en administrasie 8.982 leefstyl-audit versoeke ontvang. As deel van die syfer is 117 sake vir interne ondersoeke aanbeveel. Die ondersoeke is steeds nie voltooi nie en die departement het glo opdateringsversoek. Geen sake is na die valke of die spesiale ondersoekeenhede verwys nie. Die koerant het voorheen verklaar, slegs die presidentsie het die vermeende korrupsie verklaar. Buthelezi het toe in die nasionale vergadering erken dat daar moontlik korrupte staatsamptenare kan wees wat nie deur die leefstyl-auditstelsels geïdentifiseer is nie. Die geïntegreerde leefstyl-auditstelsel gebruik bestaande digitale platforms om veral senior bestuurders in die staatsdienste verklarings oor finansiële, roerende en onroerende bates te kruisverifieer. Dit help om moontlike onverklaarde rykdom en botsende belange te identifiseer. Die presidentsie sluit onder meer adjunkt-president Paul Masitile se kantoor in, sowel as die departement van beplanning, monitering en evaluering. 'n Tipe 2B blou diamant van 41,82 karaat is in die legendariese Cullinan myn buite Pretoria ontgin. Hierdie maatskappy is besig om die steen te analiseer en te probeer vasstel wat die beste verkoopsmetodes gaan wees. Verdere aankondigingsverband met die bemarking van hierdie steen sal binnekort gedoen word. Die wêreld se grootste diamant, die Cullinan diamant, is in 1905 in Cullinan ontdek. Die diamant was so groot soos 'n halwe baksteen of 'n menslike hart. Dit is na Thomas Cullinan, eienaar van die myn, vernoem. Die diamant is in kleiner stukkies opgesny. Die Cullinan 1 van 530,4 karaat, ook bekend as die groot ster van Afrika, is in die Britse koning se septer gemonteer. Joy Maimela sê sy stem nie saam met besnoeiings aan die onderwysbegroting nie. Ons moet onderwys beskerm, aangesien dit arm huishoudings is wat die ergste deur besuidigingsmaatreëls geraak word, sê Maimela. Sy en ander voorsitters van die parlementse groepering van maatskaplike dienste het gister 'n media-konferensie oor hulle planne vir 2026 gehou. Sifiwe Gorube, minister van basiese onderwys, het maandag ten tye van die aankondiging van die 2025 matriekuitslae gesê, besuinigingsmaatreëls, as dit sonder sorg toegepas word, bedreig die grondslag wat ons probeer versterk. Vroeë onderrig, ondersteuning aan leerlinge en voedingsprogramme, hervorming, vereis geduld, beplanning en volgehoue belegging. NSFAS het 893.000 aansoeke vir 2026 akademiese jaar ontvang. Volgens NSFAS het 609.000 aansoeke vir finansiële bystand gekwalifiseer en 49.000 aansoeke is wel afgekeur. In 218.000 gevalle is dokumente uitstaande en 16.000 aansoeke is teruggestuur. Senior studente en voornemende studente wie se aansoeke weens uitstaande dokumente nie verwerk kan word nie, moet dringend die vereiste dokumente indien om teleurstellings te voorkom. Die situasie in die DA het so ondraaglik geword dat Dr. Dion George, voormalige minister van Bosbou, Visserye en die omgewing, uit hierdie party bedank het. Kennis meen egter, George het weens suurdrywe bedank. Die politieke ontleder, Theo Venter, sê sy bedankingsbrief is in woede geskryf om dinge vir Steenhuisen moeilik te maak. George is sedert 1995 'n DA-lid en sedert Januarie 2008 'n DA-LP. Tot en met sy bedanking het hy ook gedien as die DA se federale finansiële voorsitter. Volgens George was hierdie besluit die laaste strooi wat tot sy bedanking gelei het. Hy stem nie saam met die besluit nie en beweer daar is met boeke geknoei. George en Steenhuisen se verhouding het versuur nadat Steenhuisen vir president Cyril Ramaphosa gevra het om George as minister te verwyder omdat hy glo geweier het om gedemoveer te word tot 'n adjunkminister. As die grootste vennoot in die regering van nasionale eenheid naas die ANC het die DA 'n paar ministersposte gekry. George is met Willie Oukamp vervang as minister van Bosbou, Visserye en van die omgewing. Dit het aanleiding gegee tot
tot oor en weer beskuldigings tussen George, Oukamp en Steenhuisen. Die DA het nie veel gereageer op George se beweringe nie, maar hom wel sterkte toegewens met sy toekomsplanne. Zille sê egter in 'n verklaring dis betredenswaardig dat George bedank het voordat hy 'n hangende dissiplinêre saak voor die DA se federale regskommissie getrotseer het. 'n Twis oor die onderrigtaal by Afrikaanse mediumskool in Beaufort Wes het daartoe gelei dat ontevrede ouers en leerlinge Woensdag die N1 by hierdie dorp versper het. Die polisie sê lede verbonde aan die Beaufort Wes polisiekantoor het Woensdag omstreeks 12:00 op 'n groep mense afgekom wat die N1 by die ingang na Beaufort Wes versper het. Bronagh Hammond, woordvoerder van die departement, sê hierdie soort optrede is onaanvaarbaar en benadeel die veiligheid van leerlinge en opvoeders. Hammond sê die skool bied nie onderrig in Engels aan nie en hoewel 'n versoek ingedien is vir Engelse klasse, kon dit nie vir die 2026 jaar deur die distrik goedgekeur word nie. Die skool kan om verskeie redes nie die uitbreidings akkommodeer nie, onder meer weens infrastrukture. Hammond sê hulle 2 nabygeleë Engelse mediumskole as alternatiewe voorgestel, een wat skoolgelde het en een wat nie skoolgelde het nie. Teen Woensdag is 9 leerlinge daar geplaas. Geweld en ontwrigting is nie die antwoord nie en diegene wat verantwoordelik is, behoort in gevolge die wet aanspreeklik gehou te word vir hulle optredes, meen Hammond. Sy sê die departement bly verbind tot die hersiening van onderrigtaal in Beaufort Wes as deel van 'n langtermyn oplossing. Taalvoorsiening is 'n belangrike aangeleentheid en die departement sal verseker dat dit deurdink en inklusief aangepak word. SANParks se dinosaurus interpretasiesentrum in die Golden Gate Hoogland Nasionale Park in die Vrystaat het sedert 1 Oktober verlede jaar meer as R1 miljoen in inkomste verdien. SANParks sê hy het reeds meer as 80,000 gaste by die sentrum verwelkom in die sowat 7 maande sedert die opening. Die meeste was binnelandse reisigers, hoofsaaklik van die Vrystaat, naamlik 57,000, Gauteng 14,000 en KwaZulu-Natal 3,200, lei 'n verklaring wat van dese week uitgereik is. Die entrepreneur by die sentrum, wat 20 mense van die plaaslike gemeenskap in diens geneem het groot toename in verkope gesien. Die Dinosaurus Interpretasiesentrum is ontwikkel om toerisme in die Vrystaat te bevorder. Dis daar tussen die Maluti-berge in die Oos-Vrystaat waar dinosaurusse miljoene jare gelede glo rondgeloop het. Een van die wêreld se oudste dinosaurus-eiers is in 1976 in hierdie park ontdek. Die Europese Unie het R120 miljoen in hierdie sentrum belê en die Departement van Toerisme en SANParks het hulpbronne vir die projek beskikbaar gestel. Begeleide toere beskikbaar vir diegene wat dieper insigte in die sentrum se uitstallings en die streekse ryk paleontologie wil kry. Byna die hele Suid-Afrikaanse polisiediens, die SAPD in Gauteng, werk vir misdaadsyndikaate. Het die parlementêre ad hoc komitee wat die bewering van polisiekorrupsie ondersoek gister gehoor. Die komitee ondersoek luitenant-generaal Nonhlanhla Mkhwanazi, polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, se beweringe van wydverspreide korrupsie in die polisiediens, die regbank en die regering. Mkhwanazi het ook beweer 'n misdaadsyndikaat in Gauteng het die polisie in wetstoepassing geïnfiltreer. Mkhwanazi betrek ook Senzo Mchunu, minister van polisie, wat op spesiale verlof verplaas is, en luitenant-generaal Shadrack Sibiya, nasionale adjunk polisiekommissaris, by sy beweringe. Khumalo het gister getuig van sy syndikaatlede werk in die polisie in Gauteng. So kry syndikaate toegang tot die sensitiewe inligting, sensitiewe ondersoekprosesse en statusse om te verseker dat hulle altyd in staat is om regsprosedures te belemmer, veral op senior vlakke. Wat dit vandag moeiliker maak in die SAPD is daar syndikaatslede is tussen ons geleedere. Khumalo is in Junie 2024 in hegtenis geneem oor korrupsieaanklagte. Dit hou verband met aanstellings in misdaadintelligensiedienste. Mpumalanga en Limpopo word tans lam gelê deur vloede met aanhoudende reën wat veral oor die noordelike dele uitgesak het. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het gister 'n rooi vlak 10 waarskuwing uitgereik oor ontwrigting en reën in die noordelike dele wat onder meer tot lewensverliese kan lei, het hulle gesê. 'n Inwoner van Phalaborwa sê haar reënmeter het sedert Saterdag minstens 540 mm reën gemeet. Gistermiddag het Phalaborwa ook nie krag gehad nie. Airlink het al sy vlugte van en na Hoedspruit lughawe in Limpopo tot 4 kennisgewing gestaak. Weermaglede het 'n helikopter ingespan om 'n gesin uit die vloedwaters in Giyani, Limpopo te red. Die Verenigde State het gister sanksies opgelê teen 5 Iranse amptenare, het Iran daarvan beskuldig dat hulle agter die onderdrukking van betogings sit en gewaarsku dat die VSA die geld van Iranse leiers na banke reg oor die wêreld naspoor. Die Amerikaanse tesourier het in 'n verklaring gesê dat dit sanksie opgelê het teen die hoogste van die Hoogste Raad van Nasionale Veiligheid, sowel as die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps en bevelvoerders van wetstoepassingsmagte, en het hulle daarvan beskuldig dat hulle argitekte van die onderdrukking in Iran is. Die Wêreldbank verwag
in sy eerste vooruitskatting van ekonomiese groei vanjaar dat Suid-Afrika teen 1,4% sal groei. Die voortgesette momentum met hervorming, veral in die energiemark en logistiek tesame met 'n toename in openbare belegging, sal na verwagting private beleggings lok. Hierdie vooruitskattings is sedert Junie opwaarts aangepas, hoofsaaklik weens beter as verwagte groei wat vir Amerika voorspel word. Die Wêreldbank het verlede jaar sy skatting van Suid-Afrika se 2025 groei 2 keer aangepas. Die bank sê groei in 2025 is ondersteun deur meer betroubare kragvoorsiening, 'n buitengewone oes en sakevertroue wat laat in die jaar verstewig het. 'n Hoofekonoom van die Wêreldbank sê die wêreldekonomie gaan stadiger groei as in die moeilike 1990s, terwyl die rekordvlakke van skuld gehou sal word. Suid-Afrika se hoop op 'n oorwinning met 'n getars van 'n wielaar van Henk laat te gaan en Brett Cummings se Toyota Hilux verbrokkel vir so 'n klein boutjie om ons uit die stryd te haal is belaglik, het laat te gaan gesê met verwysing na 'n bout wat die hele wielaar aan mekaar hou en ontwerp is om juis nie te breek, het hy gesê. Dit is die einde van ons Dakar. Alles wat aan ons kant toe gegooi kan word, is gegooi, maar elke keer kom ons weer regop en ons gaan weer aan en druk hard, het hy gesê. Dit het hulle van 2de tot 23ste op die Dakar se algehele ranglys laat daal. Navigasiewerk was weer 'n uitdaging, maar hierdie keer het die Spanjaarde Carlos Sainz en Lucas Cruz hulle Ford Raptor in die 3de plek oor die dag se eindstreep gestuur, minder as 'n minuut en 'n half agter die privaat Raptor van die Franse jaars Romain Dumas en Alex Winnock. Die Portugese lede van die Suid-Afrikaanse span, João Ferreira en Felipe Palmeiro, wat uit meer as 'n minuut voor Seth Quintero en Andrew Short van die VSA was, minder as 5 minute tussen die top 5. Die minijaars Guillaume de Meeuwies van België en sy Franse navigator Matteo Bimmel was in die 6de plek. Honda jaars Skyler House van VSA en Adrian van Beveren van Frankryk het gister se sneltrek eerste en tweede oorgesteek. Afrika se hoop bly steeds op Bradley Cox wat sy seerkou gister in die 7de plek by die eindpunt aangebring het. Ross Branch van Botswana op sy hero was 8ste, net minder as 'n minuut agter die Suid-Afrikaner. KTM het egter die algehele voortou geneem met Licio Benavides nou 'n skrale 23 sekondes voor Ricky Brabec op die Honda. Cox is steeds in die 11de plek algeheel en sal in die laaste 2 sneltrajecte moet uithaal om die top 10 te haal. Die Amerikaanse tennisster Sloane Stephens het haar pad deur die kwalifiserende toernooi oopgeveg aan 'n plek in die Australiese Ope se hoofloting. Die 32-jarige Stephens het die Italianer Lucia Bronzetti donderdag met 6-1 en 7-5 in die laaste ronde van die kwalifiserende toernooi verslaan. Die voormalige Amerikaanse Ope kampioen van 2017 het verlede jaar in Melbourne haar rieme styf teen Aryna Sabalenka styf geloop voor haar voetbesering haar seisoen ontspoor het. Zeynep Zonmes, een van Turkye se opkomende sterre, het ook haar plek in die hoofloting bespreek deur die Rus Anastasia Gazanova oortuigend met 6-3 en 6-2 te wen. Die 23-jarige Zonmes het verlede jaar by die Wimbledon die eerste Turk geword wat die 3de ronde in die Grand Slam toernooi kon haal. Na Wimbledon voel Grand Slam toernooie natuurlik meer spesiaal. Ek sien uit daarna om my eerste wedstryd te speel, so sê Zonmes aan die media. Anthony Joshua se promotor Eddie Hearn glo hy sal weer in die bokskryt klim wanneer die tyd reg is, dit nadat die bokser op 29 Desember in 'n noodlottige ongeluk in Nigerië betrokke was. Na die ongeluk is daar wyd bespiegel of Joshua ooit weer sal boks. Hy het Woensdag gesê dat hy sy bokser die tyd gun om die verlies van sy vriende te kan verwerk. Dit is in sy aard om 'n positiewe ou te wees. Hy het tyd nodig om fisiek, geestelik en emosioneel te herstel voordat hy besluit oor sy toekoms kan neem. Hoewel die Deense fietsryer Jonas Vingegaard vanjaar die eerste keer in die Giro d'Italia gaan trap, het hy benadruk dat die sukses van sy jaar gemeet sal word aan sy vertoning in die Tour de France. Vingegaard was in 2022 en 2023 die algehele wenner van die Tour de France, maar in 2024 en 2025 moes hy met die tweede plek tevrede gewees het. Die Sloveense superster Tadej Pogačar was die afgelope 2 jaar die wenner van die wêreld se prestigeryte wedren. Vingegaard sê die Giro se roete van jaar het dit aanloklike opsie vir hom gemaak. Die toer begin op 4 Julie in Barcelona, Spanje. Volgens Vingegaard het die wedren van jaar nie so moeilike begin as die afgelope 2 jaar toe Pogačar koning gekry het nie. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2127, Polokwane 1626, Lephalale 1832, Mbombela 1925, Mahikeng 1932, Pretoria 1832, Johannesburg 1630, Ermelo 1525, Galagari
21:36, Gaborone 19:35, Richards Bay 21:30, Pietermaritzburg 16:25, Durban 20:29, Port St. John's 18:22, Pongola 20:31, Maputo 20:26, Bethlehem 15:30, Bloemfontein 19:32, Allewal Noord 16:31, Welkom 20:32, Vryburg 22:32, Kimberley 22:35, Appington 20:36, Prieska 18:36, Springbok 9:27, Karasburg 15:32, Keetmanshoop 16:34, Mariental 21:35, Alexanderbaai 14:23, Brandvlei 15:32, Loederichtsbaai 16:31, Vredendal 13:27, Kaapstad 16:21, Sutherland 10:25, George 15:25, Jeffreys Bay 16:21, Geberra 14:21, Graaff-Reinet 12:23, Kaaphooglas 15:21, De Aar 16:33, Molteno 12:27, Beaufort Wes 15:30, Oos-London 16 in die oggend, 19 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.32 teenoor die Amerikaanse dollar. 'n Australiese dollar kos R10.95, die euro kos R18.96, 'n pond kos R21.86, 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,431, palladium per fyn ons is $1,820, silwer per fyn ons is $92.73 Amerikaanse sent, goud per fyn ons is $4,618, Brent olie per vat is $66.52 Amerikaanse sent. Ons gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word vir almal toegewens.